broers en susters rondom God se woord by mekaar te wees. Afkondigings wat ek in die wil voorhou is ons dienstye. Soos ons almal ken, oggenddiens 9uur, die aanddiens om 5uur, die biduur woensdag aand. Daar is biduur hierdie woensdag. En dan die gemeente biduur is om 7uur die aand, maar daar is nie 'n CVV biduur nie. En die sonndagskool vat weer sodra die skole begin het. En dan voorbidding vir die redding van siele, heiliging van kinders van die Here, die finansies, die kweekskool, die sondagskool. Daar by die sondagskool moet ons werklik moeite doen, bid dat die Here vir ons mense sal gee met kinders, dat die kinders sal inskakel ook by ons sondagskool. Dan voorbidding vir die siekes, Kobus Overholzer, Tarina Engelbreg, Rita Henriet van Loggenberg, mevrou Cora de Plooy, Rina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, Isabel Barnard en Marieke de Venier. En dan verjaarsdae is net Madeleine wat die 30ste verjaar. En dan die 4de Mei is die CVV vergadering. En dit sal na afloop van die diens wees. En dan is dit die kleidag. Nou vanmôre kon ek nie mooi daar sien nie. Maar dit is die dames se kleidag. En dan die weeklikse voorbidding vir Kobus, Marieke Oberholzer en hulle dogters. Ons bid vir hulle as gesin, vir hulle gesondheid en ook vir versterking. So dra hierdie mense in hierdie week op en laat ons werklik bid vir mekaar. En dan is daar nie koffie vanaand nie. En daar is die kollekte sal by die deur opgeneem word. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande is en suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, wat nie vals sweer nie. Amen. Nou ek gaan vra dat ons die Bybels oopmaak, want ons gaan direk oor na ons skriflesing toe, en ek vra dat ons die Bybel sou oopmaak, en dan gaan ons saam lees, daar vanaf 2 Korintiërs 6, vanaf vers 24, ons gaan nou oor ook na die volgende hoofstuk, tot en met vers 20 toe. Nou 2 Korintiërs 6 vers 24 tot en met 2 Korintiërs 7 vers 20. Ek weet dit is 'n langerige gedeelte, maar om die hele agtergrond te kry is dit miskien goed dat ons dit saam lees. Ekskuus, ek het nou verkeerd gesê, dis 2 konings. Ek vra verskoning, dis 2 konings. Sien een ding en dink aan 'n ander ding. 2 Konings 6 vanaf vers 24 tot 2 Konings 7 tot en met vers 20. Ek begin daar by vers 24, beleg en wonderbare verlossing van Samaria. En daarna het Ben-Hadad die koning van Aram sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkel silwer en 'n kwartkap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê: "Help, heer koning." Maar hy antwoord: "As die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorpsvloer af of van die parskuip?" Verder sê die koning vir haar: "Wat is dit met jou?" En sy antwoord: "Hierdie vrou het vir my gesê: Gee jou seun dat ons vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê: Gee jou seun dat ons hom kan eet, het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed op sy liggaam was. En hy sê: Mag God so aan my doen en so daaraan toe doen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan. En terwyl Elisa in sy huis sit en die oudstes by hom sit, het die koning vir die man voor hom, het die koning 'n man voor hom uitgestuur, maar voordat die boodskapper by hom kom, sê hy aan die oudstes: Het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie? Terwyl hy nog met hom spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê:
kyk, hierdie onheil kom van die Here af. Wat sou ek langer op die Here wag? Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. As hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak en in die aandskemering om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die kant van die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie, want die Here het die leer van die Arameërs se gedruis van waans en 'n gedruis van perde en 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daar die melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink, en daar silwer en goud en klere uit weggeneem, en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan, en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap, en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laar van die Arameërs gekom. Maar die laar van maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en die tente net soos dit was. En die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, laat hulle dan toch 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stuur en sien. Hulle neem toe die 2 strydwaans met die perde en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan. En kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskapper om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laar van die Arameërs te plunder. En 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel volgens die woord van die Here. En die koning het die adjudant op wie se arm hy geleun het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap sodat hy gesterf het volgens die woord van die man van God, deur hom uitgespreek. Toe die koning na hom afgekom het, want toe die man van God met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd, sal 2 mate gars 'n sikkel en 'n maat fynmeel 'n sikkel werd wees in die poort van Samaria, het die adjudant op die man van God geantwoord en gesê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou so iets kan gebeur. En hy het gekyk en hy het gesê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En so het dit met hom gegaan. Die mense het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het. Nou ek blaai terug daarna
hoofstuk 7 of hoofstuk 6 die 33ste vers. Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag? Nou dis ons skrifgedeelte, kom ons vra die Here om dit wat ons nou sal behandel, dat hy sal seën in ons harte. Kom ons nader tot die Here. Here, baie dankie vir 'n voorreg, vir 'n geleentheid wat ons gebied word, om as broers en susters hier by mekaar te wees. Baie dankie, Here, vir u genade oor ons. Dankie, Here, dat ons u woord in ons hand kan neem en kan weet, Here, dis God se woord wat ons tot ons beskikking het. Here, dat ons die waarheid van u woord daaruit kan leer en kan deel maak van ons eie lewens. En ons wil vra, Here, dat hierdie woord wat vanaand uitgaan, dat u sal seën. Here, dat u self die naprediker van die woord sal wees, dat hierdie woord inslag sal vind in harte, maar Here, laat ons werklik op ons lewe sal let, sodat u verheerlik sal word in ons lewens. Ons bid dit in die groot naam alleen. Amen. Nou ek wil vanaand met u behandel onder die tema verskillende reaksies in 'n krisis. Nou, verskillende reaksies in 'n krisis, want krisisse het reaksies tot gevolg. Nou aan die einde van Desember 1981 tot die middel van Maart 1982 het ek my laaste kamp in die weermag gedoen en het ek grensdiens gedoen in Ovamboland in die noorde van die destydse Suidwes-Afrika. Nou dit het behels nadat ons nou daar gekom het, Grootfontein geland, op daarna, ek dink Osjewelle of een van daai plekke. Daar vir 2 weke het ons, of 10 dae het ons opleiding gedoen, en toe is ons veld toe. Nou daar in die veld het ons dan 'n toegewyste gebied gekry, en dan het ons gegaan, want daar was ander basisse, en dan het ons van daar af uitgegaan na daardie toegewyste gebied. Ons is afgelaai met die voertuie, en dan het ons begin patrollie loop. Nou ek was in die infantrie gewees, so ons het maar geloop, ons nie op voertuie gery nie. En dan het jy nou daardie gebied gepatrolleer vir 2 weke. En dan gaan jy terug na die basis toe, dan is daar 'n week rus gewees. Nou in daardie week rus moes jy jou klere en toerusting weer skoon en reg kry vir die volgende 2 weke patrollie wat jy moes loop. Nou tydens hierdie patrollies het elkeen van ons 'n minimum van 6 liter water en 3 dae se kosrantsoene saamgedra. Want die voertuie kon ons net elke 3de dag aanvul, wanneer ons daar in die veld was. Nou, elke lid in die peloton moes toesien dat hy te midde van die geweldige hitte, want dit was daar oor Desember, Januarie, daardie geweldige tyd, hitte van daardie tyd van die jaar, dat hy waterdissipline toepas, want jy het net 6 liter water. En dat hy die water nie so opraak voordat die volgende aanvulling gedoen word nie. En het ons dit ook gebruik gemaak, dat die oomblik wat die voertuie kom om die wateraanvulling te doen, dan sou jy die laaste bietjie uit jou bottel uitdrink, en dan sou jy jou bottels weer vol maak, wat jy saam met jou moes dra. Nou by een spesifieke geleentheid, kort voordat die voertuie bestem was, om na ons toe uit te kom, het daar 'n radioberig deurgekom en gesê, weens meganiese probleme, sal die voertuig eers op die vroegste, die volgende dag by ons uitkom. Nou onmiddellik was daar so gemor onder die persone, maar ons het toe agterna uitgevind, dit was net 'n paai boodskap, die voertuig het eers 2 dae later gekom. Nou, toe vind ons uit dat daar van die mense was wat al hulle water opgedrink het. Skielik was hulle sonder water. In daardie geweldige hitte kan hulle nie patrollie doen as hulle nie water het nie. Nou ons het met die patrollies wat ons gedoen het ons op 'n stadium 'n week tevore by 'n watergat afgekom. En die gedagte was om terug te gaan na daardie watergat en ons bottels weer vol water te maak. En toe ons daar aankom, toe sien ons die olifante was voor ons daar. Toe is daar net 'n moddergat. En dit is hier ten spyte van al hierdie selfde krisis waarin ons was, want skielik besef ons daar's nie water nie. En ons is almal hierdie hele peloton is in hierdie selfde krisis. En skielik vind ons dat daar uiteenlopende reaksies by elkeen van hierdie persone was. Want dit het gewissel van vloektaal, van woede-uitbarstings, van selfbejammering
en genadiglik enkel is wat 'n kalmte van gees behou het, wat bygedra het om 'n oplossing te soek. Maar skielik was daar onder die mense verskillende reaksies wat na vore gekom het. Nou kyk ons na ons geleesde gedeelte, sien ons dat ons omstandighede wat ek aan die beskryf het, nooit kan opweeg aan die omstandighede van die nood van Samaria, die belering wat hulle beleef het nie, want Samaria se belering kon etlike maande geduur het, en daar was geen voorrade wat van buite af kon inkom nie. Daarom moes die mense daar in die stad moes hulle self ransoneer, en hulle het nie geweet vir hoe lank hulle moet ransoneer nie. Daarom moes hulle maar met daardie kos so ver as moontlik oor die weg kom wat hulle kon. En dan sien ons op 'n stadium, want ook aan die ander kant het hulle die Joodse wette gehad wat gemaak het dat hulle nie onrein kosse sou eet nie. Maar soos wat die belering aangegaan het, sien ons dat hulle op 'n stadium ook genoodsaak was om onrein kosse te eet. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 6 vers 25. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. 'n Geweldige toestand wat daar geheers het. En asof dit nie erg genoeg was nie, sien ons dat die ondenkbare gebeur, dat moeders gaan en hulle kinders moes gekook en geëet het volgens 2 Konings 6 vers 28 en 29. Nou so ons hierdie geleesde gedeelte in God se lig oordink, word dit vir ons duidelik dat die krisis wat oor die stad en sy mense gekom het, ook uiteenlopende reaksies tot gevolg gehad het. Dit bring ons dan by die vraag, wat is die les wat ons uit hierdie twee voorbeelde leer? Die voorbeeld van ons daar in Suidwes, waar ons sonder water was, die reaksie van die mense, die hongersnood in Samaria, die reaksie van die mense. Nou die les wat ons daaruit leer, die Here laat een of ander tyd krisisse oor alle mense se lewens toe, sodat die mense hart in God se deursoekende lig kan leer ken, en met hierdie geopenbaarde kennis sy toestand voor God kan besef, want ons lees in Jeremia 17 vers 9 tot 10, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart en toets die niere. Luister nou, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Met ander woorde, God sê, ek toets julle, en dan openbaar ek aan julle toestand, die gesindheid wat julle openbaar. En ek wil aan die hand van hierdie gedagte, wil ek 3 aspekte met u uitlig, onder die tema verskillende reaksies in 'n krisis. Nou die eerste punt waarna ons gaan kyk is die verskillende reaksies in 'n krisis, en daar kry ons 3 reaksies. 3 verskillende reaksies wat vir ons uitgelig word. En dan die tipe krisisse wat God oor die mens toelaat. God se belofte staan vas ten spyte van die krisisse wat oor ons mag kom. Nou kom ons kyk in die eerste plek na die verskillende reaksies in die krisis. Onder hierdie hoofpunt sien ons daar is 3 reaksies wat uitgewys word. Nou die eerste reaksie is 'n reaksie van aanstoot. Want ons sien in 2 Konings 6 vers 26 tot 27 vers 2, sien ons daar hierdie gedagte, die reaksie wat hier na vore kom, is 'n reaksie van aanstoot, want ek lees daar in 2 Konings 6 vers 26 en 27, en terwyl die koning op die muur verbyloop, roep 'n vrou na hom en sê, help heer koning, maar hy antwoord, as die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou help? 2 Konings 6 vers 33, en die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here af, wat sou ek langer op die Here wag? God se oordeel het juis vanweë koning Joram oor hierdie goddelose stad gekom, as gevolg van sy goddeloosheid, want hy was 'n goddelose koning gewees, en vanweë sy goddeloosheid word daardie stad beleer. En nou sou ons verwag dat Joram sou verootmoedig voor die Here wanneer daar hierdie geweldige hongersnood kom. Maar ons sien in Joram se geval dat hy aanstoot geneem het. Joram het die keuse gehad om vanweë die nood wat daar was, om tot God te bekeer, maar hy volhard in die aanstoot teenoor die Here. Tereg sê die Spreuke digter in Spreuke 19 vers 3, 'n mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Dis presies wat hy gedoen het. God laat hierdie dinge oor hom toe.
Dis as gevolg van sy optrede, want ons is kwaad vir die Here. Neem my aanstoot aan die Here. Maar ek wil vir u ook 'n waarskuwing uitlig aan die adres van elkeen van ons wat sê dat ons kinders van God is. Die kind van God moet daarop let dat om aanstoot te neem in 'n krisis nie beperk is tot die goddelose sondaar nie, maar kan selfs in 'n krisisoomblik by die kind van die Here voorkom. Nooit mag die kind van God in sy aanstoot volhard nie. Joram het volhard, maar ons vind dat in krisisoomblikke, ek ken nie my hart wat ek werklik in 'n krisis gaan doen nie. As ek in 'n groot krisis kom, hoe tree ek op? En dis wat God oor die mens toelaat. En dit kan ook maak dat mense aanstoot neem. Selfs kinders van God kan daar in sy hart, hy spreek dit miskien nie hardop uit nie, maar in sy hart kan daar ook 'n aanstoot kom. In 'n voorbeeld hiervan vind ons in die lewe van Johannes die Doper, volgens Matteus 11. Want hy was die wegbereider van die Seun van God, om vir die mense te sê, daar is die Lam van God. En dan sien ons, nadat hy in die gevangenis gewerp is, dan stuur op 'n stadium 2 van sy disippels na Jesus toe, met 'n vraag volgens Matteus 11 vers 3. Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Waarop Jesus geantwoord het volgens vers 4, gaan vertel aan Johannes wat julle gehoor en sien, wat julle hoor en sien. Waarop Jesus die wonders wat hy gedoen het uitlig, en dan sluit hy af met die woorde in vers 6, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Die waarskuwing wat aan Johannes uitgegaan het, Johannes pas op, die omstandighede waarin jy is, kan lei tot aanstoot. God waarsku hom, so dikwels en so maklik sou dit wees om vir Joram die vinger te kom wys. Ons uit hierdie posisie wat ons is, wanneer ons nou die geskiedenis kyk, kan ons sê, ja, die fout lê by Joram, en ons kan die vinger wys na hom, en dis deur sy toedoen wat daardie benoudheid oor daardie stad gekom het. Maar die Here oor hierdie aanstoot wat daar gekom het, maar die Here het vir Johannes die Doper teen aanstoot gewaarsku. Hy wil ons daardeur leer om op ons eie wandel te red en nie as regters op te tree nie. Want so maklik kan ons in 'n krisisoomblik, as ons saam met mense is, so maklik kon ek toe ek daar op die grens was, toe mense begin vloek het en al daardie dinge, kon ek ook as regter opgetree het en hulle veroordeel het. En toe ek hier na kyk en dit oordink, toe kom die gedagte op van 'n boodskap wat ek of wat 'n illustrasie wat ek gehoor het op een van Dr. Willie Marais se preke. Wat hy vertel het, en hierdie gedagte sal my seker altyd bybly. Daar in die Noord-Kaap was 'n boer gewees in die 1933s met die droogte en die depressie. Hy het alles verloor. Daar was niks oor nie. En hy het gegaan en hy het 'n stuk singplaat gevat en op daardie singplaat het hy geverf: as daar 'n God is, dan slaap hy. En hy het dit op die hek vasgemaak. En almal wat verbygery het gesê, verskriklik, lasterlik, hoe kan dit wees? En toe sê Dr. Willie Marais hierdie woorde: moet nooit 'n persoon in 'n krisissituasie oordeel nie, nie voordat jy self vir ten minste 2 weke in daardie persoon se skoene gestaan het nie. So is maklik om te oordeel. Hoe gaan ons in 'n krisis optree? Ons harte is bedrieglik. 'n Krisis maak dat u en ek reaksies openbaar wat ons gedink het nooit moontlik sou wees nie. Die vraag is net, volhard ons in hierdie aanstoot soos koning Joram gedoen het, of neem ons lering aan oor ons reaksie toe die Here die krisis oor ons toegelaat het en gaan verootmoedig ons voor die Here? Dit is juist die verdere reaksie van koning Joram wat daarop dui dat hy nie lering aangeneem het nie oor hierdie krisis wat oor hom gekom het, wat die Here oor hom toegelaat het. Want die verdere reaksie van koning Joram, op sy aanstoot sien ons dat dit nie net nou teenoor die Here gerig was nie, maar sy aanstoot brei uit dat dit ook teen Elisa gerig is. Want ons lees in 2 Konings 6 vers 32, en terwyl Elisa in sy huis sit en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur. Maar voordat die boodskapper by hom kom, sê hy aan die oudstes: het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur
om my hoof af te slaan. Skielik is Joram, hy's kwaad vir God, hy neem aanstoot, maar nou is hy kwaad vir Elisa ook, en Elisa moet ook sommer skielik doodkom. In sy aanstoot en woede teenoor die Here het Joram om voorgeneem om sommer ook van Elisa as God se diensknegt ontslae te raak. As hy niks aan God kan doen nie, dan kan hy ten minste sy woede op sy diensknegt uithaal. Hoeveel mense het nie al deur hulle aanstoot teen die Here ook aanstoot geneem teen kinders van God sonder dat daardie kinders van God iets aan hulle gedoen het. Baie keer word mense kwaad en teleurgesteld wat in 'n gemeente is. En dinge gebeur en hulle is kwaad vir God en op die ouens is sommer kwaad vir almal wat in daardie gemeente is. Ten spyte van koning Joram se aanstoot teenoor die Here, sien ons dat die Here die koning en die volk steeds in genade aansien. Die Here laat toe dat die Arameërs 'n gedruis van waans en perde hoor en hulle vlug en skielik kom daar uitkoms vir daardie stad. God kan uitkoms in 'n krisis bewerk, ongeag of die mens in die krisis hom voor God gaan verootmoedig en steeds verkies om aanstoot en met daardie aanstoot in God voor te leef. Die Here is genadig, daarom dat hy wil hê dat die mens hom voor die Here moet verootmoedig. Maar as die mens vanuit hierdie krisis nie lering aanneem nie, gaan die Here weer krisisse oor daardie persoon stuur. En dit sien ons net in die volgende hoofstuk in 2 Konings 8, waar daar 'n 7 jaar hongersnood nou oor die land gekom het. Weereens 'n krisis wat die Here toegelaat het. 'n verdere voortvloeisel uit die reaksie van aanstoot vind ons in die woorde van Joram, want ons lees in 2 Konings 6 vers 33, en die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here af, wat sou ek langer op die Here wag? Aanstoot teen die Here is meer as net 'n ongeloof in God se vermoëns om die mens deur 'n krisissituasie te help. Net soos Joram neem die persoon self sy sake in sy hand en sê ek sal self my dinge uitwerk en wil hy nie langer op die Here vertrou nie. Want hy sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here af, wat sou ek langer op die Here wag? Met ander woorde, ek gaan doen wat ek wil doen. Die Here word dus heeltemal nou buite rekening gelaat in Joram se geval. God se woord gee vir ons ook in 1 Samuel 13 'n voorbeeld in hierdie geval. Koning Saul, toe die Filistyne aankom, was hy en die volk benoud gewees en Samuel se opdrag was, ek moet die offer bring, dan kan julle aangaan met hierdie gevegte. Hulle wag en na 7 dae was Samuel nog nie daar nie. En toe gaan Saul en hy het self die offer gebring. En toe kom Samuel daaraan en ek lees in 1 Samuel 13 vers 13. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vir goed bevestig het. Aanstoot steen op sy eie insig, terwyl die Here buite rekening gelaat word. Daarom dat die Here deur sy woord 'n definisie vir ons gegee het, wat opgeteken is in sy woord, wanneer mense met aanstoot leef en op 'n punt kom wat hulle sê, man, ek doen my eie ding. Want ek lees in 1 Samuel 15 vers 23, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Kort weggestel, God sê jy is jou eie goetjie. Die oomblik wat jy aanstoot neem, word jy jou eie goetjie. Die oomblik wat jy sê ek sal my eie ding doen, is dit asof jy sê ek het God nie meer nodig nie. Maar die tweede reaksie in die krisis, die reaksie van ongeloof. Want wat ek aan u wil voorhou, sien ons in 2 Konings 7 vers 1 tot 2. Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. God se woord is baie duidelik volgens Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Maar hierdie adjudant kom by 'n punt waar hy sê, al maak die Here vensters in die hemel, sal hy kan voorsien, kyk ons nood waarin ons is. Die adjudant se uitspraak spreek van ongeloof, deurdat hy die Here wil beperk in sy almag om uitkomste kan gee. Dit ten spyte van die feit dat die profeet Maleagi
ongeveer 5 jaar voor hierdie gebeurtenis, volgens kommentare, Maleagi 3 vers 10 as 'n profesie gegee het. Want ons lees daar, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Nie 'n belofte, nie 'n profesie nie, maar 'n belofte wat hier gegee is. 'n Belofte wat daardie adjudant ook moes gehoor het. Want Maleagi het gesê, God sal die vensters van die hemel oopmaak. Hierdie adjudant se uitspraak spreek van ongeloof, want nie net het hy die belofte gehad wat Maleagi gegee het nie, maar ons sien ook hy het die geskiedenis gehad wat vir hom as voorbeeld gedien het. Want in Psalm 78 vers 23 en 24, en hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak, en hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee. 'n Duidelike voorbeeld wat God vir hulle gegee het. God is almagtig, hy kan voorsien. Die adjudant in sy denke, as gevolg van sy ongeloof, het hy die Here probeer beperk, en die enigste oplossing wat hy sien, as daar brood uit die hemel val, maar dan vra hy die vraag, sou dit kan gebeur? Met ander woorde, daar die ongeloof wat hy openbaar. Die ironie van die saak is, die Here het reeds 'n uitkoms gegee, die kos was net langs aan die mure. Dit was daar in die laar van die vyand gewees. Daar in die laar van die Arameërs was dit tot hulle beskikking gewees. Nou ek het al talle getuienisse gehoor, waar die Here op 'n wonderlike wyse mense se behoeftes gewerk het. Een daarvan wat ek aan u wil voorhou was toe broer Andrew met sy studies in teologie besig was. En was hy daar saam met daardie ander studente, so met hulle gepraat, en daar's een student wat gesê het, die Here het hom geroep om in sy diens te gaan. En hy het nie geld nie, maar die Here het voorsien. En die Here het vir hom die geld gegee, dat hy met sy studies kon aangaan. Maar halfpad deur sy studies, het hierdie persoon verskriklik depressief geword. En toe broer Andrew met hom praat en vir hom vra, wat is die probleem? Toe sê hy, ek weet nie waar ek die geld gaan vandaan kry nie. Toe sê hy vir hom, hoe het jy die geld gekry vir jou studies toe jy begin studeer het? Die Here het voorsien. Hy sê, kan die Here nie weer voorsien nie? Kan nie sien wat die probleem is? Ons kom by daardie punt, wat ons dink, ons verval in ongeloof, presies wat met mense gebeur. Die Here voorsien, ons begin met daardie pad, en na ewe skielik kom daar twyfel in ons lewens. Weereens gee God se woord vir ons 'n voorbeeld hiervan, in die lewe van Elia. As ons dink aan die vuur wat uit die hemel afgebid is, toe sy offer verteer is, toe hy daar teenoor die 450 Baal-profete opgetree het. Na hierdie wonder van oorwinning wat God vir Elia bewerk het, lees ons in 1 Konings 19, dat Elia uit vrees vir Isebel se dreigement, dat sy hom gaan doodmaak, het hy weggevlug. Onmiddellik was daar weer twyfel in Elia se hart. Deur ongeloof, deur sy beperkte denke, het die adjudant aan die Here probeer voorskryf hoe die Here moes werk om die uitkoms te gee. Die Here sal die hemel moet oopmaak, sal hy die hemel moet reën, maar kan die Here dit doen? God is almagtig en soewerein. Daarom dat ons nie die Here kan voorskryf hoe hy moet werk nie. Die uitkoms wat die Here in hierdie geval bewerk het, was die Arameërs wat die gedruis gehoor het, 'n groot leermag, en op die ouend het hulle gevlug, en die kos was net daar langs hulle, net buite die stadsmure. Weereens het ons 'n voorbeeld in God se woord, wat die mens geneig is om aan God voor te skryf hoe God moet werk. Want ons sien hierdie ding, ons sien ons nood, en ons begin vra, en ons begin ons gedagtes uitwerk, hoe moet die Here voorsien? En ons sit met vooropgestelde idees, hoe die Here moet voorsien. Naaman die Arameer, daardie persoon wat met malaatsheid was, kom na Elisa toe, sodat hy genees kan word. En Elisa stuur 'n boodskapper en sê, gaan duik 7 keer onder die water in die Jordaanrivier. En dan sien ons dat hierdie Naaman, die Arameer, woedend was. En dan lees ons in 2 Konings 5 vers 11, maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom, sy vooropgestelde idee, sien hier,
Ek het gedink dat hy sekerlik na my sal uitkom en staan en die naam van die Here sy God uit aanroep en sy hand heen en weer oor die plek beweeg en die melaatsheid wegneem. Vooropgestelde idees, toe het nie so werk, toe word hy kwaad. Presies wat ons as mense doen. Ons wil God voorskryf hoe hy moet werk. En dan kom ons in daardie krisisse en ons soek oplossings, maar ons wil vir die Here voorskryf. En dis ongeloof. Ongeloof bevraagteken God se vermoë om te werk, juis omdat die mens 'n vooropgestelde idee het hoe God te werk moet gaan. Maar nou sien ek die derde reaksie op hierdie krisis, 'n reaksie van geloof. Teenoor die twee voorafgaande voorbeelde sien ons die reaksie van geloof, waar Elisa as man van God, wat sy vertroue in God gestel het, die onsigbare gesien het, asof hy dit reeds ontvang het. Want ons lees in 2 Konings 7 vers 1, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 2 mate gars, 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Elisa het God se belofte gehad, dat die Here die volgende dag uitkoms sal gee. Die wyse waarop die Here die uitkoms sou gee, het hy nie geweet nie, want anders sou hy dit vir die koning gesê het. Maar hy het geweet, God kan uitkoms gee. En daarom het hy gestaan op God se belofte. En dan sien ons die volgende dag was daar die uitkoms daar. Geloof berus dus nie op ons opinies of redenasies, of iets moontlik of onmoontlik is nie, maar wel in God se alvermoë om te doen wat hy sê. En dit is wat ons as kinders van God moet doen. En ons het die woord van God as 'n riglyn, as beloftes waarop ons kan staan, omdat God sy woord vir ons gegee het. Dink maar aan die weduwee van Sarfat volgens 1 Konings 17, toe Elia by haar gekom het. Daar, nadat hy by die spruitjie krit weg is, kom hy daar by die weduwee. En hierdie weduwee, en hy sê vir haar, bring tog vir my 'n bietjie water en iets om te eet. En dan sê sy, my Heer, ek het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie en ek gaan nou om die laaste broodjie te maak vir my seun en dan sal ons ook seker maar niks hê nie. Dan sê hy vir haar, gaan bak dit eers vir my. En ek moet sê, hierdie vrou het meer geloof gehad as wat ek het. Want sy gaan toe en sy gaan bak daar die broodjie. En wat lees ons in 1 Konings 17 vers 14 tot 15? Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin dae lank. Ware geloof bevraagteken nie vir God nie, maar vertrou God. En dit bring ons by ons tweede hoofgedagte, die tipes van krisisse wat God oor die mens toelaat. In die eerste plek sien ons die verskillende krisisse wat die Here oor mense kan toelaat. In hierdie geval was dit baie spesifiek dan hierdie hongersnood, die belering van die stad gewees. Want ons lees in Psalm 11 vers 5, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief hê. Wat vir ons sê, die Here gaan ons almal toets. Kinders van God gaan getoets word. Want ons gaan in krisisse kom, sodat ons harte kan leer ken. Sodat wanneer ek daardie reaksie sien en besef, my Here, dis nie tot eer van U naam nie. Ek doen skade aan die koninkryk, sodat ek na die Here toe kan gaan en Here, vergewe my, kom herstel my. En die Here gaan krisisse toelaat oor my lewe, sodat ek geestelik kan groei, volwassenheid kan bereik. In ons geleesde gedeelte het ons gesien dat die Here hongersnood deur 'n vyandelike belering toegelaat het. In die tyd van Jakob en talle ander geleenthede het God hongersnood deur langdurige droogtes gestuur. Hoeveel keer sien ons nie die krisisse? Ons sien dit op TV. Ons sien oorloë, oorstromings, aardbewings en brande wat uitbreek, onbeheerste brande wat uitbreek. Dis krisisse wat oor mense kom. Alles wyses waarop God toelaat die mens dat die mens sy gedagtes en hulle harte sal leer ken. God het dan ook deur skielike siekte, of hy kan deur skielike siekte of motorongelukke 'n krisis in 'n familie of 'n gesin teweegbring. Deurdat mense onverwags in 'n oomblikse tyd hulle normale liggaamsfunksie ontneem word.
deurdat hulle in 'n rolstoel of 'n siekbed vasgekluister is. Dis krisisse wat kom. Hoe reageer die mense daarop? God gebruik ook die land se ekonomie in 'n krisis. Hoeveel gevalle is daar waar die ekonomie in duie stort, waar mense, welgestelde mense, oornag alles verloor. Sulke mense sal baie keer verbitterd raak, en het ons al hoeveel kere gevalle gehoor van mense wat verbitterd raak toe dinge skielik verkeerd geloop het. In die COVID-tyd was daar hoeveel mense wat bankrot geraak het. Daar's my egter 'n baie belangrike krisis wat baie min mense raak sien. En dit is wanneer God voorspoed oor jou pad stuur. Wanneer dit skielik met jou beter gaan, skielik ekonomies gaan jy vooruit. Dit mag wees deur harde werk, gunstige beleggings, onverwagte erflating of wat ook al, maar skielik sien ons dat daardie mense, skielik gaan dit met hulle vooruit. En wat is die probleem? Ek sê nie almal nie, maar toe dit moeilik gegaan het, het hulle God gesoek, het hulle die Here gedien. In die oomblik toe dit goed gaan, vergeet hulle God. Is hy nie meer vir hulle belangrik nie. En dit is my ook 'n krisis wat die Here toelaat. Toe dit moeilik gegaan het, sulke mense die Here in getrouheid nagevolg. Maar skielik tree mense op asof hulle God nie meer nodig het nie. Wat sê die woord vir ons volgens Spreuke 30 vers 8 en 9? Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, U verloon en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel my aan die naam van die Here vergryp nie. Dis onafwendbaar dat daar krisisse oor elkeen van ons lewenspad sal kom. Maar as ek in 1 Korintiërs 10 vers 11 lees, dan lees ek, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het, sodat ons nie moet sondig nie, sodat ons harte moet ken, sodat ons moet sien in watter gesindheid ons optree en laat ons na die Here kan terugkom. Sou dit wees dat daar miskien aanstoot oor my kom, lering aan te neem en terug te gaan na die Here toe. Wat die reaksie ook kan wees, maar die Here leer my daar, sodat ek geestelik kan groei. Maar in die laaste plek, en net 'n kort gedagte, God se beloftes staan vas ten spyte van die krisisse wat oor ons pad kom. Maar die Here het vir ons talle beloftes gegee. Die Here wil hê ons moet staan op sy beloftes. Die Here werk nie op ons tyd nie, die Here werk op sy tyd. Maar baie duidelik sê hy vir ons in Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God se belofte aan sy kinders. En dan lees ek in Jesaja 28 vers 16, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. 'n les vir ons om te leer, 'n les vir my om te leer, ek ken my geaardheid, ek raak haastig. Die Here sê vir ons, moenie haastig wees nie. God laat die toetse toe, maar laat ons deur daardie toetse kom, sodat ons aan die ander kant kan uitkom, tot eer van sy naam. Ons het in hierdie boodskappe na 3 voorbeelde uit ons geleesde gedeelte gelet. Die verskillende reaksies van mense toe die Here krisis op hulle lewens toegelaat het. Koning Joram het aanstoot aan die Here geneem en het verkies om op sy eie insig staat te maak. Die adjudant op wie se arm die koning geleun het, reaksie van ongeloof wat geopenbaar is. Hy het God se alvermoë bevraagteken. Elisa as kind van God het God onvoorwaardelik geglo en die resultaat op sy geloof in God gesmaak deurdat God voorsien het wat hy gespreek het. Ons het in kort gelet op die verskillende krisisse wat waardeur die Here die mense op die proef stel. Maar ons het ook gesien dat God 'n waarmaker is van sy woord. Een saak waar ons nie kan twyfel hê nie, is dat God in sy liefde en genade krisisse oor elkeen van ons gaan toelaat. En die Here gee vir ons hierdie woord, want hy waarsku ons. As die Here dit vir ons sê, dan moet ons weet, daar's 'n rede voor. Daar gaan krisisse kom, maar hoe gaan ons optree? Wanneer ons in daardie krisis is dit moeilik om partykeer mooi nugter te dink oor hierdie dinge.
Maar wanneer ons in daardie krisis is, God laat dit toe, dat ek kan sien wat die gesindheid van my hart is, wat die reaksie is. En daarom weet ons, hierdie krisisse wat God oor elkeen van ons lewens toegelaat het, en nog gaan toelaat, sal noodwendig reaksies tot gevolg het, sodat ons ons hart in sy deursoekende lig kan ken. Deur ons oë op mense en omstandighede te rig, gaan aanstoot en ongeloof tot gevolg hê. En dit gaan oneer op sy naam bring. Slegs deur geloof dat ons hierdie reaksie tot eer van sy naam kan gebruik. Mag God genade gee, wanneer daardie krisisse kom, en dit kom, niemand is gevrywaar daarvan nie, maar dat ons sal let en daarop sal dink, en sal weet, Here, U laat dit toe, dat ek myself sal sien, dat ons partykeer net 'n bietjie gaan stil staan, en vir 'n oomblik gaan stil sit in daardie krisis, wat is aan die gang, en te weet, God is in beheer, as ek sy kind is, net die beste wil hy vir my hê, maar hy wil my vorm tot eer van sy naam. Amen. Here, ons sê vir U baie dankie vir die woord wat afgelewer kon word. Ons wil vra, Here, dat ons hierdie gedagtes sal oordink. En ons weet, Here, en hoeveel keer het ek in my eie lewe ervaar, dat U partykeer met my deur die woord praat, as 'n waarskuwing wat verder oor die pad kom, dat U sekere dinge toelaat, dat U sekere dinge van my verwag. En Here, U doen dit, maar U doen niks sonder dat U hierdie dinge aan ons bekend maak nie. En ons weet, Here, dit wat nou gesê is, dat ons elkeen maar net in daardie oomblikke sal besef, ons staan voor U, en dat ons hartsgesindhede tot eer van U sal wees. Ons bid dit in die groot naam alleen. Amen. Ons gaan saam lees, saam sing, en daarso slotlied, Halleluja, lied 287, vers 1 en 3, ek kan hoor my Heiland roep my. Ek kan hoor my Heiland roep my, ek kan hoor my Heiland roep my, ek kan hoor my Heiland roep my, neem U kruis en volg my nou. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, gaan hy met my tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees en bly. Amen.